geliefdes, weer eens in hierdie wonderlike naam van onze Yahweh Elohim en sy seun onze Yeshua Messia en deur sy Gees onze Yaruach. En is dit vir my so 'n besondere voorreg altyd om met u te groet in hierdie naam. En ek wonder baie kere of u besef wat 'n voorreg ek en jy het vir hierdie name. En om hierdie name van heilige name oor ons lippe te kan gebruik. Dit is so enorm dat 'n mens dit eintlik nie kan beskryf nie. Nou daar in Psalm 33 in die beruimde Psalm vers 6 sê, Jahweh se raad word nooit gekeer nie. Dit sal bestaan in ewigheid. Teen sy besluit is geen verweer nie. Bestendig duur dit vir altyd. Luister nou baie mooi wat sê hy verder. Salig wie tevore deur hom is verkore, as sy erf en lot. Wie so hoog geëer is ek en jy, ne? Dat Yahweh, ons Yahweh is. En Yahweh, ons Elohim. Is dit nie 'n voorreg wat ek en u het nie, geliefdes? Om hierdie wonderlike naam en hierdie aan hierdie onbeskryflike Elohim te kan behoort. Geliefdes, ja, dankie ou Siegfried dat jy ook weer hier is, man. Is lekker om jou hier te hê. Dis reg. Jy weet, laat ons lekker om te gesels. Ja. Ek dink so, jy weet, want dit is baie belangrik laat ons met mekaar oor hierdie onderwerpe kan gesels oor. Ja, ons het laas aan 'n paar goedjies net gevat en geraak, maar Ja. Ek dink dit is ons het net die puntjie van die ysberg gesien, né? Want die woord is so ryk en so onbeskryflik dat ek en jy dit nie kan bepaal nie. Nee, is so. Maar wat is daar wat jy sal vandag sê? Ek het 'n vraag wat ons kan vra, hierdie siener van Rensburg, Ja, wat so voluit opkom. ja. Wat is oom se mening en waar pas dit in? Hoe verduidelik vir ons wat van sy goeters het al waar geword? Wel, kom net terug na siener van Rensburg toe. Of kom ek wil bietjie om verder gaan haal by 16 Desember. Jy weet, baie mense het met gelofte dag Andries Pretorius, hierdie generaal, hierdie strategiese generaal, want hy was 'n goeie generaal. Ja. Maar baie mense het misgekyk vir Sarel Silje. Sarel Silje was hierdie geestelike ou waarom die horlosie gedraai het. Hy was hierdie ou wat uitgekom het met dit. En jy weet, as 'n ou gaan kyk na siener van Rensburg, hy het onder 'n koosdellery geveg. En koosdellery was, generaal koosdellery was hierdie groot generaal, want hy was regtig maar 'n groot generaal. Hy is later het siener ook gesien en hoe hulle vir hom wat generaal koosdellery is doodskiet. Maar ek wil nou nie daarop ingaan nie. Maar siener van Rensburg was hierdie ou wat net soos in die Bybelse tyd Elisa, die koning van Israel, gewaarsku het en gesê het, julle moenie daar gaan nie, die vyand stel vir julle daar en daar 'n hinderlaag. En dit het nader so erg aangegaan dat die koning van die Amorite het gesê, maar jy moet onder ons jy weet 'n spioen wees. Want hoe kan hy elke keer weet? Toe sê hulle, nee, maar jy weet, daar is 'n man
in Samaria wat die profeet is, wat weet wat ons nou hier praat. Nou, ek dink dit was vir die koning van die Amorite net so onbegrypbaar. Ja. Soos wat die manskappe, want die manskappe het Siener van Rensburg baie gespot. Want jy sien, Siener van Rensburg was die ou wat sonder 'n geweer gaan veg het. Ja. Het nooit 'n geweer gehad. Maar hy het wat gehad? Hy het die woord gehad. Ja. En op so 'n man kan jy maar seker weet, Jahwe sal deur so 'n man praat. En as ek nou gaan kyk na sy voorspellings, Siegfried, weet jy, dan besef ek net, hoeveel van hierdie goed het al reeds waar geword. Jy weet, Ja. met die oorname van die ANC, al hierdie goed, wat hy voorspel het. Nou, baie mense kan sê, jy weet, ek het nou 'n paar van sy boeke gelees, onder andere Adrian Snyman, wat hy skryf, en hierdie ouens, ek dink, hulle het baie goeie werk gedoen. En mense kan sê, maar die interpretasie van Siener van Rensburg se goed is dalk nie so goed nie, maar ek dink dit is goed. As jy sien wat nou in die wêreld aangaan, Ja. en sy voorspellings ten opsigte van Rusland, die Oekraïne, van Amerika, van Duitsland, van Engeland, en die opkomende derde wêreldoorlog. En mense kan nou maar sy kop soos 'n volstruis in die sand steek en sê, ja, maar jy weet, dis nie, weet jy wat, dit kom op my mense, gaan dit neerkom. En Siener het voorspel dat dit eers daar gaan brand, soos wat hy dit gesê het, in Europa, nee. Ja. Gaan die oorlog met daardie woorde begin. En dan gaan dit later oorspoel hiernatoe. En dis die eintlike ding waaroor ons moet praat. Ons moet praat oor hierdie ding hier by ons. Ja. Jy weet. Want wat doen Jahwe? Jahwe sê daar in een van die profete sê, en Jahwe doen niks. Ek dink dis in Hosea, ek het dit nou nie opgesoek nie, of jy weet, hy sê, hy doen niks, hy wat Jahwe is, tensy hy sy besluite deur sy profete bekend gemaak. Ja. Jy hoor. Maar hierdie profeet is nie 'n ou wat met 'n pak klere rondloop of wat so. Jy weet, hulle kom, hulle sê nou, wie is eintlik hierdie Johannes die Doper? Jy weet. En Yeshua vra van sy mense, hy sê maar, weet jy, Johannes die Doper, hy sê, wat het vir julle verwag? 'n man met 'n pak klere, grand, of sommer 'n man wat van wille, heuninglewe en springkane en 'n sak vir klere, jy weet, 'n harige sak. So, Jahwe kom en hy soek die opregte, hy soek die regverdige man, waardeur hy kan spreek. En dit sal ek sê, Siener was een van daardie manne. En dit is hoekom Siener ons gewaarsku het. Want ek en jy kan nou kom en sê, maar ja, maar alright, maar weet jy wat, die goed van Siener, dis nou goed en wel dit waar geword. Maar dit moet vir ek en vir jou 'n waarskuwing wees. Nee. Vir hierdie volk om terug te keer na Jahwe. Nee, verseker. Maar terug te keer nie op sy terme nie, op Jahwe se terme. En dit is baie maklik, Siegfried. Weet jy wat? Ek kan dit nie verstaan dat mense nie wil die gebooie, die insetting en die verordeninge van Jahwe hou nie. Wat ewe skielik het die kerk vir soveel klomp nonsens vertel en geleer dat hulle dink dis moeilik. Dis nie moeilik, dis baie lekker. Hoor nou wat ek vir jou sê. Want hy sê, ek het dit vir julle gegee so julle daardeur kan lewe, man. Jy weet. En is dit nie baie maklik nie. Nou,
as ons terugkom na Siener van Rensburg toe, en ons kyk na die fase waarin hierdie volk, hierdie boervolk nou is, dan laat dit my dink daar in Hosea 3, ek dink, ja, vers 4, want die kinders van Israel sal 'n lang tyd bly sit sonder koning, sonder vors en sonder slagoffer en sonder klippilare en sonder efod en huisgode. Daarna sal die kinders van Israel hulle bekeer en Jahwe hulle Elohim soek en Dawid hulle koning en met siddering aankom na Jahwe en na sy goedheid in die laaste van die dae. Nou as jy gaan kyk na ons volk, wie is 'n leier? Daar is nie 'n leier nie. Met ander woorde, so die Bybel sê 'n koning, met ander woorde 'n regeerder. Wie regeer oor ons? 'n klomp jy verstaan. Goed wat daar in Nehemia staan dit. Ek wil net bietjie dit kyk waar staan dit in Nehemia. Siegfried. In Nehemia 9 en ek wil graag hê ons moet Nehemia 9 gaan bestudeer, my mense, jy weet. Wat is baie belangrik. Die heel tema van hierdie gesprek en die gesprek van Siener van Rensburg gaan oor bekering, 'n terugkeer van hierdie boervolk na Jahwe. Nie 'n ander manier nie. Daar is nie 'n ander manier nie. En dit bly nog ek en jy se besluit of ons dit doen of nie wil doen of gaan doen. Ja. Nee. Maar so is dit vir elkeen van ek en jy se lewe. Want hy sê daar in Nehemia 36, ons is vandag slawe in die land wat u aan ons vaders gegee het om met die vrug en die volle seën daarvan te geniet. Daarin is ons slawe. Is dit nie waar nie? Laat die woord kom en die woord sê vir ons, wat is ek en jy in hierdie land? Ons is slawe, man. Ja. Nee, verseker. Hoor jy wat ek vir jou sê? Ons het geen reg nie, Siegfried. Daar is nie reg nie. Ja. Ek en jy kan hof toe gaan, hulle besluit sommer, man, ons kyk vir jou tolk vir jou taal. Jy weet, jy verstaan. Engels het oorgeneem. Wat staan nog ander goed? Ek en jy het nie meer 'n taal nie. Ons het nie meer ek wil sê 'n skild nie, 'n vlag nie. Ons het niks, alles van ek en jy is weggeneem. Ons kinders het nie meer geskiedenis. Ja. Selfs julle jong mannetjies weet nie meer van die ou geskiedenis. Jy verstaan, julle het daarom nog hier en daar, né? Dis nou net hierdie nuwe geskiedenis wat nou heeltyd geprent. Ja, exactly. Want hulle wil hê ek en jy moet dit vergeet. Want wat wil hulle doen? Vermenging en integrasie. Dis wat hulle wil doen in hierdie land. Want jy sien, ek en jy is die melkkoeie van hierdie land. 'n handjievol mense wat vir hulle sê 40-50% van die bevolking ontvang grants, wat noem jy grants in jy verstaan. En dit vermeerder sy opbrengs vir die konings wat u oor ons gestel het. Gaan kyk hoe vet is Ramaphosa en sy kinders en Zuma en Malema hulle. Malema het daarom nou 'n bietjie afgeval sien. Maar jy weet, hulle is vet uitgevreet. Want wie sorg vir ons? Ons sorg vir hulle. Hoekom? Vanweë ek en jy se sonde. Ek en jy se wegdwaling van Jahwe. Oor ons sondes ontwil, sê Jahwe. En hulle heers oor ons liggame en oor ons vee na willekeur. En ons is in groot benoudheid. Nou hoor jy wat ek vir jou sê oor hierdie benoudheid van waar ek en jy is, né? 'n benoudheid van ons het nie meer 'n reg nie, ons het niks nie. Maar weet jy, Siegfried, ons het vir Jahwe. En dit is vir my so wonderlik. Jy weet, dit laat my dink baie jare terug. Miskien sal die kykers wat my ken toe ek nog 'n jong mannetjie was,
en daar van Angola afgekom het, dit was van ons boere was ons buurman daar was Willem Basson, en hy het altyd gesê, hierdie magtige Amerika. En hulle sê dit nog vandag, so sê hierdie magtige Amerika, kyk sy leers, kyk sy tanks, kyk sy vliegtuie, kyk sy wat. En weet jy, ek het hom so gekyk, toe sê ek, oom, jy was nog nooit in die weermag nie. Toe sê hy, man, wat het dit daarmee te doen? Toe sê ek, nee, weet jy wat, daar waar ek vandaan kom, en daai weermag waarin ek is, sal die Amerikaners nie bykom nie. Toe sê hy, man, jy weet nie waarvan jy praat, ek sê jou nou vandag, wat as Jahwe vir ons is, wie kan teen ons wees? Nie Amerika, nie China, nie Afrika, niemand nie. En dit is die geheim van my volk. Kom net terug na Jahwe toe. Jy verstaan, dit is so huge en so wonderlik. En ek kan nie verstaan dat hulle dit nie wil doen nie, sê vriend. Ja, sê vriend, weet jy, dit is hierdie terugkeer. Maar ek weet nie altyd of hoe my volk redeneer hoe hulle dink. Jy weet, 16 Junie was nou Suid-Afrika se jeugdag. Maar dit was eintlik 16 Junie word ons altyd herdenk as onthou ons mense van die konsentrasiekampe. En as ons besef hoeveel mense en op watter wreedaardigste manier hierdie volk se ons voorouers moes ly en gesterf het. Ja. Jy weet, dit is verskriklik. En hoe hulle weer uit hierdie as uit opgestaan het. Maar ek en jy moet een ding onthou. Ja. En dit het al begin daar waar Siener voorspel het. Want onthou Siener, ek dink amper as ek korrek is sy 2 kinders dood in die konsentrasiekamp. Ek kan nou nie, maar hulle is definitief is van sy kinders is dood. Ek weet nie of sy vrou ook dood is nie, maar maak nou nie saak. Jy weet, kan jy nou self dink daardie absolute verdriet in hom ook. Ja, nee, verskrik. Maar Siener het gedoen dit wat hy moes doen. Jy verstaan. En dit laat my baie dink aan Siener. Jy weet, daar in Rigters, jy weet. Ek wil nou nie die hele ene lees nie, die kykers kan bietjie self moeite gaan doen en Rigters 6 gaan lees. Hy begin, maar toe die kinders van Israel gedoen het wat verkeerd was in die oë van Jahwe, het Jahwe hulle oorgegee in die hand van die Midianiete 7 jaar lang. Nou ek en jy is al bietjie langerder, amper 30 jaar het Jahwe ons oorgegee aan hierdie regering. Ja, en moenie dink dis Jahwe se skuld nie, dis ons skuld. Dis ons eie skuld. Nee, die volk het nog nie heeltemal teruggekeer na Jahwe toe. Maar wat ek wou vir jou gesê het, in Siener se tyd, in die 3-jarige oorlog, was daar die joiners, en hulle het hulle regverdig deur te sê, maar weet jy, ek wil my vrou en kinders beskerm, en het hulle met die vyand in kompromie aangegaan. Presies wat hulle vandag nog doen, die joiners, jy verstaan. Ja. Hulle kom met hulle organisasies en hulle probeer hulle eie heil uitwerk. Maar weet jy, dit gaan nie gebeur nie. Maar wat ek wil vir jou sê is, daar dieselfde joiners en dieselfde, ons het hulle altyd die hensoppers genoem. Die haanskakies. Jy verstaan. Hy het voorgegee, hy is vir jou, maar agteraf het hy sy eie mense verraai. So is dat tot vandag toe daai selfde groep mense in Suid-Afrika baie meer as wat dit daai tyd was. Ja. So in Siener se tyd, dis waar dit begin het. Jy weet, in hoe hom Siener gedoen het. En dit laat my baie dink. Hy sê hier vers 7. En toe die kinders van Israel Jahwe aanroep vanweë die Midianiete, het Jahwe 'n profeet
na die kinders van Israel gestuur, die het vir hulle gesê, so spreek Jahwe, die Elohim van Israel. Ek self het julle laat optrek uit Egipte en julle uit die slawehuis uitgelei. Nou, dis my eie mening hierdie, van hierdie profeet, maar ek dink nie ek is verkeerd. Dat Jahwe 'n siener van Rensburg opgewek het as profeet, om na ons, na die boervolk toe gestuur het, om vir ons al hierdie dinge te vertel, en dit vir ons gesê het, so spreek Jahwe die Elohim van Israel. Ek self het julle laat optrek uit Egipte en julle uit die slawehuis uitgelei. Ek self het julle verlos uit Bloedrivier, daar by Bloedrivier. Ja? En julle gered uit die hand van die Egiptenaars, uit die hand van die Zulus en al die volkere. En uit die hand van al julle verdrukkers. En hulle voor julle uitverdrywe en hulle land aan julle gegee. Het Jahwe dit nie gedoen daar by Bloedrivier? Met ander woorde, wat kom vertel siener vir ons? Hy kom vertel ons van wat nog gaan gebeur. So dat Jahwe in sy woord, deur sy profete, vir ek en jy kon vertel wat ook gaan gebeur. Want baie, ons praat nou oor siener van Rensburg se drome, of wat noem jy dit? Voorspellings en visioene. Maar so was dit in die Bybelse tyd. Die Bybel het vir ons al hierdie voorspellings gegee. Wat ook waar is, en wat ons presies weet wat gaan waar word. So kom siener ook, en as ons nou na die wêreldgebeure gaan kyk. Ek luister nou die dag na Japie, en hoe hy dit, man, soos glashelder uitlê, jy verstaan. En jy presies kan sien, wat hy daar gesê het, gebeur nou. Maar Jahwe het dit vir hom gegee, om vir ons te kom waarsku, om wat te doen, om terug te keer. Sê, maar weet jy wat, ek het julle gered, daar by Bloedrivier. Ek het julle al hierdie dinge, ek het hierdie land vir julle gegee. En wat het julle daarvan gemaak? Julle het dit opgemors, met julle geldgierigheid en afgodediens. En ek het aan julle gesê, sê Jahwe daar in vers 10. Ek is Jahwe julle Elohim. Julle mag die gode van hierdie lande, met ander van die Amorite, in wie se land julle woon, waar ek en jy in woon, nie vrees nie. Jy verstaan, ewe skielik is daar vrees onder my volk. Vrees hulle al hierdie dinge wat oor hulle kom. Weet jy wat? Dis nie nodig om te vrees nie, want as jy Jahwe vrees, dan hoef jy niemand te vrees nie. En dit was my van dag 1 af, almal wat my ken sal weet, dat ek het 'n kleintjie dood aan daardie woordjie vrees, wat hulle uit die 84 vertaling uitgehaal het. En sien daar, ewe skielik vrees niemand Jahwe. Gebruik hulle hom sommer net so algemeen, jy weet, wanneer dit hulle pas. Ja. En dit is eintlik skrikwekkend. Toe het die engel van Jahwe gekom en gaan sit onder die terpentynboom wat by Ofra staan, wat aan Joas die Abieseriet behoort het, terwyl sy seun Gideon juis koring uitslaan in die parskyp en dit te beveilig teen die Midianiete. Ek en jy doen dit ook vandag. Ons vat ons oes en ons probeer dit wegsteek, sodat hulle dit nie steel nie. Toe vra Gideon hom, altes toe die engel by hom kom, die engel van Jahwe het aan hom verskyn en vir hom gesê, Jahwe is met jou dapper held. Nou kyk hy rond, hy wat hierdie Gideon is, hy sê nou, toe vra Gideon hom, ag my Heer, as Jahwe met ons is, waarom het al hierdie dinge ons dan oorgekom? En waar is al sy wonders waar ons vaders ons van vertel het deur te sê, het Jahwe ons nie uit Egipte laat optrek nie, maar nou het Jahwe ons verwerp en ons oorgegee in die hand van die Midianiete. Presies wat met hierdie volk gebeur. Presies. Ja. Hoor jy wat ek vir jou sê, Siegfried? Hulle kom ook en sê, maar hoekom het die Here dit toegelaat? Hoekom het Jahwe dit en dit toegelaat?
Weet jy, vanweë ek en jy se sonde, vanweë ek en jy se afwyke, van sy gebooie, sy insetting en verordeninge. Dis hoekom Jahwe, daai profeet, as jy al sy visioene kyk, en jy gaan kyk al sy waarskuwings, sodat ek en jy kan weet en kan hoor dat Jahwe ons weer sal uitred, maar ons moet terugkeer na hom toe. Dis die geheim vir hierdie volk. Toe draai Jahwe na hom toe en sê, gaan in hierdie krag van jou en verlos Israel uit die hand van die Midianiete. Is dit nie ek wat jou stuur nie? En nou wil ek vir die kyker vra, Siegfried, het Jahwe jou al gestuur? Neem jy hierdie woord van Jahwe ernstig op, om hierdie volk te gaan waarsku? Jy weet, jare terug het ek 'n opname gedoen en het ek 'n beroep gemaak en van die mense gesê, kom ons kry net 300 in hierdie land, wat hierdie maklike taak gaan uitvoer. Want dit was maklik. Hy het 300 uitgekies daar. Al wat hy moet doen, hy moet die ramshoring moet hy vat aan sy regterhand en die fakkel aan sy linkerhand. En hy moet hierdie ene breek en hy moet op die ramshoring blaas. Wat is nou moeilik vir hom te red? En Jahwe het die hele geveg vir hulle gered. Soos dit vandag in Suid-Afrika. As ek en jy net sal terugkeer na Jahwe toe, sal Jahwe al hierdie dinge vir ek en vir jou uitweg. So seker is dat ons hier staan. Maar dan moet ek en jy begin gehoorsaam word aan sy woord. Moet ek en jy vir mense kan vertel, sonder om te skroom, en vir mense kan wys dat ek en jy 'n kind van hom is. En dat ons hom ten volle vertrou, en ten volle op sy woord vertrou. Dis waar. Want Siegfried, waar is die beste nuus nog ooit? Hy gaan kom op die wolke. En as jy nou nie in Yeshua glo nie, dan jy moeilikheid. Jy verstaan, want dit is die belofte waarop ek en jy wag. Hy gaan kom op die wolke. Hy het ek en jy so geleer bid, laat u koninkryk kom. En dis waarna ek en jy uitsien. En dis waar hierdie voorspellings van Siener vir ons so wonderlik is. Om na uit te sien, hierdie erfenis wat op ek en jy was. Want onthou, dis net Jahwe wat vir ek en jy hierdie erfenis kan gee. Dis net Jahwe wat ons vyande voor ons uit kan verdryf, sonder dat ek en jy 'n spies optel. Ja, want ek en jy het die magtigste wapen en dis sy woord. Op ons knieë gaan in die Heilige Gees te bid en sê, leer ons. Nee. Daar Psalm 25 vers 2 sê, leer my Jahwe regte weë, wys die regte pad my aan. Maak my hart daartoe genee om met lus daarop te gaan. En dis wat ons moet doen. Jy hoor. So daar seker baie voorspellings en goede wat ek en jy kan daar aan mekaar oor Siener praat. Maar Siener was hierdie nederige man. Jy weet. Boy Lou het eendag vir hom gevra, maar hoekom gaan jy nie terug na jou kerk toe, want hy was in die hervormde kerk, nou. Hoekom gaan jy nie terug na jou kerk toe en gaan sê vir hulle hierdie ding? Toe sê, wil jy hulle met my die kerk uitgooi? En dit is my mense se moeilikheid vandag, nee. Siener was so, hulle is ook so. Hulle is bang om hulle mond oop te maak, vir jou dominee te gaan sê, man, gebruik die heilige name. Dominee, weet jy, die 10 gebooie sê, ons moet die 7de dag hou as ons Sabbat. Dominee, weet jy, ons moet, as ons bekeer het, ons laat doop, sodat daardie sonde afgewas kan word, en dat ons as nuwe mense kan opstaan. Dominee, weet jy, dis hoe ons die Heilige Gees ontvang. Laat ons hierdie guts het. Jy hoor, en Jahwe kom, soos wat hy vir Gideon van ouds daai tyd geroep het, so roep hy ons ook. En dat Jahwe vir hom die regte leier, want om Sieners sê, hy sal 'n man met wat valpak, of wat breinpak, ek dink so, ja, sal hy vir hom 'n man opwek, 'n regverdige man, wat hierdie volk weer sal lei. Dit kom by Jahwe uit. Ek en jy
Jy kan nie kies en sê, maar ons wil graag hierdie man weet of wat sy naam nie. Ja, Jahwe sal besluit wie hy gaan kies en wie hierdie volk moet uitlei. Maar eers moet hierdie volk terugkom by Jahwe. En as hulle teruggekom het by Jahwe, dan weet ons eers, sal dit goed gaan met hierdie volk. Jy weet, hoekom? Want Jahwe regeer. Daarom sal dit goed gaan met ons, want Jahwe regeer. Want hy is ons koning. En soos die volk Israel daai tyd in Samuel se tyd 'n koning wou gehad het, en Samuel briesend kwaad was daaroor, het Jahwe vir hom gesê, gaan sê net vir die volk, is nie vir jou Samuel wat hulle verwerp nie, hulle verwerp my, want ek is hulle koning. Ja. So. Hy sê, maar gaan sê net vir hulle, al die nadele van om 'n koning te hê. Ek gaan lees maar daar in 1 Samuel. Ek kan nou nie onthou wat dit is. Sodat ek en jy dit kan weet, dan dit is ek en jy se keuse waar ons vandag is. En dit was wonderlik, man. En ek weet die tyd vang ons altyd en ek wil vir jou dankie sê, man. Jy het nou niks en ek het nou alles gepraat. Ja, maar ek meen ten minste dit gee daarom die kykers 'n idee en ek voel ook bietjie meer gerus oor Siener van Rensburg, want ja, dit kom al baie lang tyd wat mens nie seker is wat om te glo en wat nie. Ja. Maar as mens kyk dat soveel dinge wat al reeds waar geword het, Ja. kan mens nie anders as om te weet dit is 'n goeie, of hoe kan ek sê, Siener was Ja, hy was 'n profeet. Profeet, ja. Ja. Profeet van Ja, en soos wat dit in die ou profete van die Bybelse tyd was, het die volk hulle ook nie geglo nie. So het hulle nie Siener geglo nie. Maar ek en jy moet nie glo in Siener van Rensburg nie. Ons moet glo aan Jahwe, die almagtige Elohim. Aan hom moet ons glo. Ja. Aan hom moet ons, na hom toe moet ons terugkeer. Al wat Siener doen, Siener waarsku ons en sê, keer terug na Jahwe toe. Ja. En hou sy beloftes. Ja. Maar Siegfried, tot 'n volgende keer, groet ons die kykers en wees maar 'n Gideon van ouds. As hy, Shalom. Shalom.